Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ons ry elke dag waar ons ook al kom oor brûe. En as 'n mens mooi dink oor 'n brug word nie gebou omdat die twee kante reeds aan mekaar raak nie. 'n Brug word juis gebou omdat daar 'n kloof tussen hulle is. En tog leef baie van ons in ons verhoudings vandag asof daar geen kloof mag wees nie. As jy nie presies dieselfde dink as ek nie, as jy my nie verstaan sonder dat ek hoef te verduidelik nie, as jy nie betyds antwoord nie, as jy nie my liefdestaal praat nie, of as jy een verkeerde ding sê, dan is dit verby. En ons noem dit non-negotiables, of ons praat van boundaries, of van rooi vlae. En natuurlik het dit alles sy plek. Party mense moet regtig uit giftige verhoudings uitstap. Maar ek wonder soms of ons nie besig is om 'n nuwe siekte te ontwikkel nie. Die siekte van fatal alternatives. Daardie manier van dink wat sê, of jy voldoen aan my verwagtinge, of daar is geen verhouding nie. Of jy maak my heeltyd gelukkig en doen wat ek wil hê, of jy is nie vir my nie. Of jy dien my, of ek loop. My way or the highway. En skielik bou niemand meer brûe nie. Almal bou net mure. En dis dalk hoekom ons so maklik in verhoudings opbreek, hoekom huwelike so maklik eindig, want liefde het verander van, hoe kan ek jou dien, na, wat doen jy vir my? En Jesus draai hierdie hele idee om, hy, die koning van die heelal, trek handdoeke aan en kniel voor gewone mense en was hulle voete. Hy sê self in Markus 10, sê hy, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Dis vreemd, want vandag vra ons dikwels, maak hierdie persoon my gelukkig, wat gee hulle vir my, dien hulle my? En Jesus vra eerder, maak jy iemand anders se lewe ligter? John F. Kennedy het een keer gesê, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Dalk moet ons dit vandag so klein bietjie anders hoor. Moenie heeltyd vra, wat doen my vrou vir my nie, of wat doen my man vir my nie, of wat doen my kinders vir my, of my vriende vir my nie. Vra eerder, wat kan ek vandag doen, dat iemand anders se wêreld so klein bietjie sagter kan word, dat hulle kan asemhaal, dat hulle kan leef. Want liefde begin nie by eise nie, dit begin by diens. Die Bybel sê in Filippense 2, moenie net aan julle eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. In Efesiërs 5 staan daar, wees aan mekaar onderdanig uit eerbied vir Christus. Nou, dis nie swakheid nie, dis krag. Dis nie dat jy oor jouself moet laat loop nie, dis dat jy kies om eerste liefde te gee, eerder as om eerste liefde te eis. Miskien is dit die grootste rooi vlag, nie altyd die ander persoon en wat hulle doen nie. Miskien is dit die stem binne in ons wat aanhou vra, wat kry ek hieruit? Want ware liefde hou op om transaksioneel te wees. Dit word 'n geskenk. 'n Brug vra nie watter kant belangriker is nie. Hy lê homself eenvoudig neer, sodat twee wêrelde weer by mekaar kan uitkom. Miskien wag iemand vandag nie vir jou perfekte woorde nie, nie vir jou perfekte persoonlikheid nie, nie vir jou perfekte prestasie nie. Miskien wag hulle net vir iemand wat bereid is om die eerste plank van die brug neer te sit. Want die mooiste verhoudings word nie gebou deur mense wat perfek by mekaar pas nie. Dit word gebou deur mense wat besluit, ek gaan jou lief hê, nie omdat jy alles reg doen nie, maar omdat die liefde altyd begin by iemand wat bereid is om eerste te dien. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.